Dis 7 Maart en 'n nuwe dag breek oor die Midde-Ooste. Terwyl die oorlogswolke saamtrek oor Irak, ry ons na Baghdad om te gaan kyk hoe die mense onder die valbuil van Armageddon leef. Voor ons lê 1000 kilometer se woestynpad. Ons reis deur dele wat enige oomblik onder koalisiebomme kan deurloop. Niemand weet wanneer die oorlog gaan begin nie. Dis 'n reis na die onbekende. Elkeen is met sy eie gedagtes besig. Hier en daar sien ons die eerste teken van troepbewegings. Min vir 'n land wat op die punt van 'n oorlog staan. Vir die res is dit net dorre woestyn. Baghdad was kalm en gewoon. Op Uday Hussein se TV-kanaal speel romantiese musiek. Buite ons hotelkamer was die stad rustig en sonder enige dreigemente van konflik. Niemand sou kon bomme oor die stil stad voorstel nie. Tog was die skynbare normaliteit senitergend. Die storie van Baghdad wat wag op 'n oorlog is nie 'n maklike een om te vertel nie. Behalwe dat byna niemand Engels praat of verstaan nie, is alles wat ons gedoen het fyn dopgehou en streng beheer. By die grenspos tussen Jordanië en Irak moes ons omkoopgeld betaal net om ons kamera die land in te kry. En in Baghdad self het die perskantoor vereis dat ons net in die teenwoordigheid van 'n gids werk. En hoewel hy ons nou nie van veel inligting kon voorsien nie, het hy seker gemaak dat ons net dit geskied het wat die regering toegelaat het. In die daglig is Baghdad 'n moderne, maar verlope wêreldstad en tuiste vir sowat 5 miljoen mense. Die beroemde Tigrisrivier van die Ou Testament loop deur die stad, wat net 600 jaar na Christus gebou is. Dis die wêreld van die Ou Testament. Hier vind mens legendes wat die storie van die gewelddadige begin van die mensdom vertel. 30 kilometer buite Baghdad staan een van die wêreld se oudste piramides. Die gebied wat vandag bekend staan as Irak, is die vroeë Mesopotamië, die land van Adam en Eva, Noag en Abraham. En vir die laaste 5000 jaar ken die wêreld net oorlog. Dis Sondag, skaars 'n week voor die eerste bomaanval. Gerugte en vrae soos, gaan die oorlog gebeur, raak dringender. Saddamstad is die vriendelike arm hart van Baghdad. En ons besef, as die bomme vannag begin val, sal die mense die swaarste kry. Baie van die inwoners is vlugtelinge uit die suide van Irak. Sjiitiese moslems wat nog altyd aan die snykant van Saddam se tirannie was. Hulle is die resultaat van slagtings wat gevolg het op die Sjiitiese opstand teen Saddam na die Golfoorlog van 1991. Amerika het hulle aangemoedig, maar later sy ondersteuning onttrek en die mense aan hul lot en Saddam se weerwraak oorgelaat. Hulle het dit nooit vergeet nie en wantrou die Amerikaners tot vandag. Soos in die res van Irak is meer as 50% van die 2,5 miljoen Sjiite wat vandag in Baghdad bly, kinders jonger as 15. Dis deels te wyte aan die 8 jaar lange verwoestende oorlog tussen Iran en Irak, toe miljoene soldate dood is. Maar hier in die mark is daar geen ooglopende teken van kommer oor Saddam se swaard of Amerika se valbuil nie. En 'n tekort aan gesonde kos is daar skynbaar ook nie. Tog is 60% van Irak se bevolking afhanklik van die regering se kos vir olieprojek. En dit in 'n land met die tweede rykste oliebronne ter wêreld. Dis 'n gevolg van die Golfoorlog in 1991, toe Irak verbied was om olie uit te voer vir selfgewin. Hy was egter toegelaat om net genoeg olie te verkoop om kos en medisyne vir sy mense te kon koop. Sedertdien gee die regering elke gesin 'n sekere hoeveelheid stapelkos per maand, soos meel, rys, kookolie, sout en boontjies. Ons was baie bewus daarvan dat indien die skema vir een of ander rede sou opdroog, die mense baie swaar sou kry. Tog het hulle ten spyte van hul armoede en hul versteekte vrese ons soos oral in Baghdad met openhartigheid en soet tee verwelkom. Die kos vir olieprojek, vind ons later uit, is maar net 'n druppel in die emmer. Voor die oorlog van 1991, so word vertel, was Irak 'n land van oorvloed.
Maar die jare na die oorlog het sy tol geëis, veral op die kinders. Dr. Susan Sabri van die Al-Wari Kinderhospitaal in Baghdad vertel die storie. Daily we have about 150 to 200 child in the hospital every day. And I can't count how many child I have examined this hospital. Of course, many children died because when they reach to our hospital, they reach very tired and very ill. Most of the children admitted for gastroenteritis and for chest infection, pneumonia or bronchiectasis. And many of those children, due to the hard position of our country, they got failure to thrive. We mean that their body weight is below the normal for their age. So those children have a decrease in their resistance, and they are easily got infections like gastroenteritis. And sometimes we find difficulty in treating them. The children with chest infection, sometimes they present with severe pneumonia, severe dyspnea, and we need oxygen for them. We need many medicine for them. And in the last years, we haven't enough medicine for them. And even sometimes we haven't enough oxygen for them. And as you know, the sick and young child, if you are not going to treat them very perfectly, you may lose them and they may die. I'm a mother and I have children and I'm afraid about my children from the war. And I don't know what I will do if the war will begin again. Are you thinking of leaving Baghdad? No. Why not? I am stay in my home. I will stay in my country and in my home. And if I will leave it, what about my family? My brothers and my sisters, all of them live in Baghdad. It is not to think of myself only. I have to think of my family, of my relative, of my friends. Sedert die oorlog in 1991 en as gevolg van sanksies en boikotte kry die kinders hier baie swaar. En ten spyte van die kos en medisyne vir olie, is kwashiorkor en ondervoeding volop. Vir ons as Suid-Afrikaners was dit ironies om te hoor dat toe Dr. Sabri 'n student was, het hulle foto's uit Suid-Afrika gebruik om kwashiorkor te bestudeer, omdat hier geen voorbeelde was nie. Op die oog af is Saddam Hussein 'n familieman, 'n soort surrogaatpa vir Irak se 13 miljoen kinders. Maar in werklikheid ken sy egomania geen perke nie. Draai jou kop en hy's daar, lewensgroot en in kleur, welwillend en vaderlik, glimlaggend en behoudend. Die anker, die hoeksteen met blomme en kinders, die verpersoonliking van die profeet Mohammed in hedendaagse gewaad. Tog is sy ontelbare beeltenisse in regstreekse kontras met die Koran, wat verheerliking van die menslike vorm verbied. Die voormalige straatdief en skoenpoetser van Tikrit noord van Baghdad het sy roem en mag te danke aan sy loopbaan as militant, sluipmoordenaar, vlugteling, tronkvoël, politieke manipuleerder en massamoordenaar. 'n koelbloedige leier met 'n fiktiewe stamboom waarmee hy van homself 'n bloedverwant van die profeet Mohammed gemaak het. Vir ons was dit moeilik om vas te stel hoe Saddam se mense werklik oor hom voel, want hulle wou of kon nie praat nie. Tog was ons diep onder die indruk dat die Irakies 'n nasionalisme en volkstrots het wat niks met Saddam te doen het nie. Hulle het diep veronreg gevoel, veral deur die Amerikaners, en was woedend vir George W. Bush en Tony Blair wat hulle net vir hulle olie wou aanval. Daarenteen het die koalisie vertel dat hulle nie die mense wou skade aandoen nie, maar Saddam en sy trawante uit die saal wou lig. Om dit te kon doen, sou hulle Saddam egter moes tref waar dit die seerste maak, sy infrastruktuur en olieraffinaderye. Al-Dura is 'n definitiewe teiken. Dis Irak se grootste olieraffinaderry en een van die grootstes in die Midde-Ooste. En anders as wat 'n mens mag dink, lê dit nie buite Baghdad se munisipale grense nie, maar 10 kilometer van die middestad. En daar's 3000 werknemers hier
wat met hulle gesinne in 'n dorpie op die perseel bly. Mens kan jouself 'n plek soos Secunda of Sasolburg voorstel, met die werknemers wat naby hulle werk bly. Gerugte dat Saddam doelbewus mense in en om strategiese teikens geplaas het om te verhoed dat dit getref word, is hier beslis nie waar nie. Dit is 'n gevestigde gemeenskap. Die skool, wat skaars 600 meter van die raffinaderij af is in 1967 gebou, voor Saddam op die toneel verskyn het. Die hoopvolle, tog uitdagende gees van die kinders was ook in die passie van die onderwysers weerspieël. I'm not afraid. And I will defend about myself and my home and Iraq with anything I can. With anything. If I have no gun, I will defend with anything I can take it from the ground, and I will defend with myself with it. So why are you not moving away from the refinery? No, we don't remove because this is our home. This is our home. Why you are go and left our home? This is our home. This is a piece of Iraq, and we will stay here. Hier het die hartseer en die erns van die Irakse omstandighede ons diep geraak. No nation has the right to do this to anybody. And you must see the children in the school. You must see the babies in the nursery that are only around the corner from me. I go to bed at night and I think of those babies. I wake up in the morning and I think of those babies. When those bombs start falling, that's where I want to be. But hopefully they'll be out of here by then. I'm sorry. This is home now. Faith Stone is 'n afgetrede onderwyseres van Florida in Amerika. Sy het Baghdad toe gekom in die hoop dat sy as menseskuld die aggressie van haar land, wat sy as 'n onreg teen die mense beskou het, sou kon afweer. Hulle het Faith ten spyte van haar onmiskenbare aksent met deernis en dankbaarheid ontvang. Haar besoek vroeër aan die Saddam Hussein Kinderhospitaal in Basra, suid van Baghdad, het haar baie ontstel. Sy het vertel hoe kinders daar sterf en misvorm gebore word as gevolg van onbeheerde radioaktiwiteit na die vorige Golfoorlog. They call it depleted uranium. It affects the pregnant mothers. Deformed babies are born and all of that. And my understanding at Saddam Central Hospital for Children, the leukemia ward, has increased sevenfold. The patients there have increased sevenfold since 1991. Textbook, if they could get the proper medicines, if the parents had money to get into the hospitals from their villages, if. Textbook says 75% could be cured with proper chemotherapy and the things they use. As I said, I'm not technical. You need to speak to a doctor about this. But 90% are dying. 90% are dying because sanctions on all kinds of things and embargoes on this and embargoes on that. And it's just, world. Faith en 15 ander mense het in die huis skaars 200 meter van die Aldura raffinaderij afgebly. As vrywillige menseskulde is hulle hier geplaas met die hoop dat hul teenwoordigheid genoeg internasionale aandag sou trek om die oorlog te verhoed. Dis ook hier waar ons vir Kevin en Helen Williams van Wallis ontmoet het. We're in a residential area of Baghdad called Dawra, and right in the middle of Dawra is an oil refinery. If you look just down the end of the road, it's about 100 metres. There's train lines. The other side of the train lines is the oil refinery. We are that close here. If the
Americans were to bomb at night, these people will be asleep in their homes. And as you can see, it doesn't take a great deal for a bomb to go slightly astray and they've hit right bang smack in the middle of a residential area. And these will be quite obviously innocent civilians. In the house, there's probably between 20 and 25 sleeping. And this is where I slept last night with my wife. There's others sleeping actually in the refinery as well, and they're very close to, I think they're virtually under the chimneys. So it's very noisy where they are, and if there was a direct hit, they would almost certainly be killed. Ons sou weet hoekom twee pasgetroudes met 'n hele lewe voor hulle by 'n oorlogsteken wou kom uitkamp. I felt that my government's given me no alternative but to be here. They've forced their way forward that they intend to attack another country. I don't want them to do it in my name. I've decided that to protest as strongly as I can, and that I believe is coming to Iraq to protest. No, I'm not suicidal. I really, really miss my friends. Every time I ring home, I think I wish my friends were here with me. I'm missing my cats. I'm missing my house. I'm missing getting up in the morning and having cornflakes and a nice cup of tea in a refrigerator nearby and a razor to have a shave if I want to. Die organisasie se kantoor was in die Palestinian Hotel, waar verskeie joernaliste en mense skulde van oor die wêreld bymekaar gekom het. Terwyl ons daar was, het die telefoon in die mense skulde kantoor aanhoudend gelei. Sorry? Not at all. When I arrived here, I expected to see people rushing around, stocking up food, looking very, very scared. But it's just not the case. The people of Iraq are very, very proud. They stand tall, they smile at you, they are very warm towards us and welcome us, give us tea, and they are so pleased to see us. They do not believe that there will be a war. And those that do believe that there will be a war, because I've spoken to very, very many Iraqis, believe that they are actually not frightened. I am more frightened than they are. But what we have to remember is they have been under the threat of this war now for 6 months. They have been under sanctions for 12 years. So they are used to a hard life. And I think if they were going to crumble, they would have crumbled a long time ago. But they are really, really wonderful people. And I just wish that Bush and Blair could come and walk around Baghdad and meet these people, and then they would not bomb them. Oh, that's okay. Okay, thank you very much. Bye. Do you really believe that your being here will prevent Bush from attacking? When I first left home and I thought we would have 5,000 to 10,000 people here, I believe that that would stop them, yes. I think America is being so arrogant about this war when other countries tell them not to bomb, and the Pope tells them not to bomb, and the Archbishop of Canterbury and the church leaders and his own people tell him not to bomb. He's not going to worry about a few shields. But by being here, I do believe that we can prevent them from bombing the targets that we are at, so that 3 million people can still get clean water, so that 30% of the population of Baghdad can still get electricity. I do believe that he won't actually attack the sites that we're at, but if he wants to attack, he's going to attack. But the main reason now I see myself as being here is to be in solidarity with the wonderful Iraqi people, and also to inspire and enthuse people back at home to take more action against war, because once they start attacking, people will start dying and be maimed and injured, and it will be too late. We've got to do as much as we can now. Are you willing to die? No, I am willing to take the risk to die. I mean, I turn this, every time I am asked this by a journalist and a filmmaker, I turn around to them and I say, but are you? Because you are also here. The Americans could attack us tonight. And you are here as well as me. You know, nobody wants to die. The Iraqi people don't want to die. They want to live their life. Even though their lives are difficult under sanctions, they want to live. Everybody wants to live. And I want to live. I have a lot to go back to. I have a loving family and friends. I do a lot of activism work. And there is no way that I want to die. But obviously, by coming to this country, I am willing to take the risk. In die Palestinian loop ons 'n oud Suid-Afrikaanse soldaat, 'n veteraan van die oorlog in Angola raak. Hy bly jare reeds in Engeland en sy Afrikaans is ietwat geroes. Hy weet wat oorlog aan mense doen, sê hy. Die keer wil hy betrokke wees om die verwoesting van 'n land en sy mense te keer. Hulle is bly ons is hier. En hulle voel dieselfde as ek, dat
God sal, God will work everything out in the end. So, you know, these Iraqis, they're very nice people, you know. They're goeie mense, and you shouldn't support the war. Well, I guess it's going to be shown after the show's over, right? I hope George Bush makes a decision and puts his gun back in his holster and calls the whole show off. That's what I'm hoping for. And, I believe God will do that. Well, I came here to save lives, not to die. But if that happens, it's God's will, like they say here in Iraq. It's inshallah. That's what happens. Inshallah beteken as God dit wil. Dis 'n gelate uitdrukking wat mense in hierdie dae nogal baie in Baghdad hoor. Miskien is dit omdat die stad se mense so gewoond is aan oorlog en verlies. Die baie monumente wat oorlog besing, getuig van die swaard wat al so lank oor op koppe hang. Ons gids het vertel dat die oorloghelms die koppe van Saddam se vyande simboliseer. Koppe wat hy afgekap het. Terwyl die uurglas uitloop, gaan die lewe sy alledaagse gang. In die ware gees van Inshallah is die oudste teekamer in Baghdad stampvol teedrinkers, borrelpyprokers en bakkeratspelers. Tydlose maar misleidende tonele. Want so onder 'n ou foto van die digter Al-Zawi, agter versluierde oë, omhul die rookwalms en tussen afgemete slukkies tee, skuil 'n donker onrus. In 'n ander teekamer word ons verras met 'n opgewekte lesing oor die ryk nalatenskap van hierdie ou wêreld. We are the first people who invented writing and reading, you know? We are the first who did the clay blocks to write with reeds on it. Mesopotamië is die klipweg van ons beskawing, vertel die man. Dis waar letters en woorde die eerste skrif vandaan kom. Ons praat nie oor vandag of môre nie, net oor gister en eergister. But writing and reading is born here. It's in your blood. Ah, exactly. In our blood, in our bone, Iraqis are sick with reading. Yeah. Dis 'n mooi dag in die land van die eerste geskrewe woord. Tog voel ons onweer in die lug. Ons sê maar niks en leier saam met die straatskare deur die boekery op die sypaadjies. Hier's duidelike honger vir boeke, veral nuwe boeke en 'n groter kennis. Waar anders in die wêreld word woorde soos vis op 'n kaai opgevuil. Kan die kind lees, wonder ons. Wat sê hy as hy die boeke so gooi? Irak gister, Irak vandag. Irak in die Midde-Ooste, Irak. Terwyl die politieke barometer vinnig val, kyk die mense binnekant toe. Waar het alles verkeerd geloop? Ergens in die biblioteek aan ons voete, moet die antwoord lê. Is dit waarna die blaaiers soek? Dis asof Irak se horlosie eens op 'n tyd ophou tik het. Ons dwaal saam met die mense deur die verlede. 'n Straatargief vol vergeelde boeke en gister se wetenskap. Een van Irak se bekende akteurs rus teen 'n muur. Hy sien ons kamera en ons belangstelling, maar kruip weg asof hy bang is. Skielik is ons uitgesluit, ons bestaan nie. Ontwyk hy ons, of dalk sy eie werklikheid en die storm wat dreig om oor Baghdad te breek? Ons los hom in vrede. Dis 'n week voor die eerste bomme val. Tog wys Baghdad geen teken dat hy wag om ingeval te word nie. Die soldate is min en hier en daar is sandsakke op straathoeke gepak. Die stad word nie saans verdonker nie. Almal gaan nog gewone gang. Dis byna asof hulle glo niks gaan gebeur nie. Dis 'n uitgebreide stad. Ons reis na die buitewyke op soek na 'n groter prentjie.
Wanneer die oorlog uitbreek, is dit die dele wat die eerste weerstand sal moet bied. Hier woon baie mense op klein hoeves binne bom- en skietafstand van strategiese brûe en hoofpaaie. Maar dit was moeilik om te glo dat vreemde kanonne en bomme later oor die landelike tonele sou rol. En dat sout van die aarde mense soos die binne ure, dae of weke vlugtelinge en oorlogstatistieke sou word. Dis 10 Maart. Hoe lank nog voor die walle breek en 'n vloedgolf van geweld en bloed die mense tref? Of is dit net 'n nare droom, 'n illusie, 'n dreigement wat nie uitgevoer gaan word nie? Tyd tel nie hier nie. Dis nog die Mesopotamië van oud, baie oorloë gelede, lank voor olie 'n belangrike handelsproduk geword het. Dis asof niks die mense kan raak nie. Wat kom, is maar net nog 'n oorlog om te oorleef. Die beskeie woning van Hakim al-Sidi en sy gesin is omtrent 30 km buite Baghdad. Met tipiese Irakese gasvryheid word ons ingenooi vir 'n koppie tee. Hulle was een van Irak se miljoene arm families wat op die punt gestaan het om deur Amerika bevry te word. Maar so tussen die gesprek deur kom ons agter dat Hakim se plaasie reg in die pad van Amerika se tanks en troepe staan. Hakim en sy bure bly na aan die brûe en hoofpaaie wat Baghdad toe gaan. En nie ver van hulle af nie, verskuil agter hoë sandduine, wag 10.000 troepe van Irak se gevreesde Hammurabi-regiment. Dis gewone mense soos die wat in almal se pad sou kom. Maar ons drink tee en ruil stories uit. Nahida, Hakim se vrou, sit eenkant. Die tekens van 'n harde lewe wys op haar gesig soos verweerde perkament. Die kinders drom om hul pa. Ons groet met gemengde gevoelens. Ons sal hierdie mense waarskynlik nooit weer sien nie. Maar ons sal hul oop gesigte en hul onbevange hartlikheid wel met ons saamdra en wonder wat van hulle geword het. Die mense hier maak maklik hulle deure en harte oop vir vreemdelinge, mits jy net 'n koppie tee wil drink en wil kuier. Dis 'n gemeenskap wat graag gee, maar sodra jy 'n kamera uithaal, is dit 'n ander storie. Ons aanvanklike doel was om tyd saam met 'n tipiese Irakese gesin deur te bring, maar die wat aanvanklik ingestem het, het hulle gou bedink. Na baie mooi praat, het ons uiteindelik ons gids Sammy en ons besitter Shamil oortuig om ons aan hulle gesinne voor te stel. Op pad na sy huis raak ons normaalweg afstandelike gids spraaksaam en gesels oor sy uitgebreide familie. Just with my family, and so with my brothers. They cannot buy a house so we are living in one house. Yeah. Sammy woon in die Dura woonbuurt in die weste van Baghdad, nie ver van die olieraffinaderry af nie. Dis 'n ouerige, lae middelklasbuurt, vol Baath-party spioene. Die huis staan op die besige roete lughawe toe. Ons verras Sammy se pa en sy vriende op die sypaadjie. Sammy werk vir Saddam se departement van inligting en kommunikasie. As ons gids breek hy 'n goue reël deur ons aan sy familie voor te stel. Hy is ons oppasser en polisieman, nie ons vriend nie, sê Saddam. Tog doen hy dit. Sammy se ontstigte pa verdwyn en kom terug met 'n groep soldate. Voor die bure begin vra of hom as hoof van die huis aankla, het hy maar self ons teenwoordigheid gaan aanmeld. Die soldate wil weet, wat maak 'n vreemde televisiespan by 'n staatsgids se huis? Sammy is Joos vir sy pa, maar hy verduidelik kalm sy pad uit die penarie uit. Ons is welkom by sy huis, sê hy. In die huis woon Sammy, sy ouers, 4 broers en 3 van hulle se vrouens en kinders,
altesaam 28 mense. Ons het met die deur in die huis geval en sonder aankondiging met 'n rollende kamera by die voordeur ingeloop en so Sammy se verbaasde familie ontmoet. Onder Saddam se regime is mense se monde gesnoer. Almal loer vir almal en niemand weet wie werk vir die regering nie. Dis 'n onderdrukte gemeenskap waar almal, nie net vreemdelinge nie, met agterdog beheen word. Tog was ons deurgaans bewus van 'n bedekte hinkering na 'n ander bestaan en 'n onuitgesproke verlang om te praat. Maar, soos baie Irakies, was Sammy se familie ook vasgevang tussen Saddam se eystervuis en Amerika se beloofde vryheid wat hom nie kon vertrou nie. Sonder dat Sammy dit bedoel het ons besoek duidelik spanning in die familie veroorsaak. Dis 'n moeilike tyd vir gewone Irakies. Ons vertrek sonder die gebruikelike koppie tee. Sammy was uiteindelik ons staatsgids. When decongestants leave your nose dry and irritated, try Otrovin's new 2-in-1 formula. It has the power to clear congestion fast, while Otrovin... Nuus van buite af was moeilik bekombaar. Saddam het alle nuus wat inkom en uitgaan beheer en die gebruik van sel- en satellietfone streng gereguleer. Hier en daar was daar tog tekens van protes. Naby ons hotel op die Tigrisrivier protesteer Saddam se parlementslede teen die dreigende oorlog. Hulle blok die straat en sak die VN se kantore toe. Maar iets kort. Anders as protesoptogte elders in die wêreld, kort hierdie ene die nodige passie. Vooraan die optog skree Saddam se marionette. Hulle aksies lyk meganies en die vuiste swaai in opdrag van 'n groter gesag. Tog was daar daardie dag 'n nuwe spanning in die lug, asof Baghdad begin asem ophou het. Ons stop hier by die huis van die Fadal gesin. Shamil, ons motorbestuurder, woon hier saam met sy ouers, Daya en Madeya, en sy broer Ahmed. Dis 'n boomryke middelklasbuurt in die Amaria distrik. Hallo. Right. Hallo. In die kombuis maak die mans kos. Madeya Fadal is bedlend met suikersiekte. Daya is diep bekommerd oor sy vrou. Maar hy sê niks oor sy eie voete wat potblou is nie, 'n onmiskenbare simptoom van gevorderde suikersiekte. Dit het ons opgeval hoe baie mense aan die siekte gely het. 'n Moontlike teken van die oorloë en jarelange spanning wat hulle moes verduur. Sammy wou dat ons na 'n ander vertrek skuif. We go to another room. She said no. If I feel tired, I tell you. Die Fadal gesin woon reg oorkant een van die grootste bomskuilings in Baghdad. Ons wil graag weet hoe hulle die vorige oorlog ervaar het. Die huis het sy eie bomskuiling, 'n klein kamertjie langs die hoofslaapkamer. Dis hier waar Daya en sy gesin die aand in Februarie 1991 geslaap het, toe 2 Amerikaanse missiele die groot bomskuiling oorkant die straat getref het. In the morning, this heard of boom. The second bomb, this boom. Dis toe wat ons ontdek dat hulle 'n dogter verloor het. Shama Fadal en haar broer Ahmed het besluit om die nag in die groot bomskuiling saam met hul vriende te gaan slaap. Toe die missiele 5:00 die oggend die skuiling tref, is Shama op slag dood. Ahmed was gelukkig. Hy het naby die uitgang geslaap en was onder die enkeles wat gered is. Ons het gaan kyk. Hierdie is een van verskeie bomskuilings in Baghdad. Hoeveel daar regtig is, weet niemand nie. Of dalk wil hulle net nie sê nie. Ons was ook nie binne enigiets toegelaat nie, omdat daar volgens ons gids goed binne ingestoor word. En dit maak 'n mens wonder wat. Tog is een ding seker. As die bomme begin val, is daar baie min mense wat hier gaan veilig voel na dit wat in 1991 met Al-Maria gebeur het. Die min bomskuilings wat ons wel gesien het, was massiewe betonkonstruksies,
wat op 'n manier onopsigtelik ingepas het by die omgewing. Op die oog af was hulle sterk, veilige vestings. Maar toe ons al Almeria binnegaan, was ons stom geslaan. Nêrens word die sinneloosheid van oorlog beter uitgebeeld as hier nie, waar 2 Amerikaanse missiele deur 2 meter gewapende beton gebars het. Daar was 408 mense wat hier skuiling kom soek het. 261 was vroue en 52 kinders. Die ontploffings en die versengende hitte het meeste mense op slag verkoel. Ander is aan ernstige brandwonde dood. Net 14 het oorleef. Volgens Amerika was dit kollaterale, oftewel sydelingse skade, gewoon en aanvaarbaar in 'n tyd van oorlog. Hulle het daarom om verskoning gevra. This bomb here penetrated like a drill, make big hole, after burst the roof. I mean the thickness of this roof 2 meters, which is made by 5 layers from concrete and iron. But when the first bomb enter inside this space, make very high explosion, noise and pressure. But this explosion inside the humankind, because there are 3 steps of bed in all this floor, and all the women, children sleep on the beds. So you can imagine when the first bomb entered directly inside them. So what's happened to them? Cut their bodies, and these bodies stick strongly in every place. And in this minute killed 408. Vandag is al Almeria 'n monument, 'n nagedagtenis vir die gruwelike gevolge van oorlog. Rye en rye foto's van kinders wat op die nag gesterf het, staar versteen na die geskokte verbyganger. Pynlike herinneringe van verlies. So iets moes nooit gebeur het nie, sê die Irakies. En hoeveel sulke foto's gaan daar nog wees, vra hulle? Wanneer hou die hartseer op? Jamil dwaal saam met ons deur die galery van dooies. Baie van hulle was bure, vriende uit die buurt. Saddam het Ahmed, wat oorleef het, 'n paar maande lank Duitsland toe gestuur vir terapie. Maar na 12 jaar het hy steeds die angs en hel van daardie nag nie verwerk nie. Langsaan is die simboliese begrafplaas vir die wat gesterf het. Die reuse horlosie staan op 20 minute oor 5. Die oomblik toe alles vir altyd verander het. In die museum is 'n ou foto van Shama. Dis geneem toe sy 9 jaar oud was. Met sulke herinneringe skaars 'n klip gooi van hulle huis af, gaan die lewe voort vir die Fidels. Nou dreig nog 'n oorlog. Watter tol gaan hulle die keer betaal? Ons stap oor die straat en gaan sit vir ete. Ons praat nie oor al Almeria nie. Die Fidels het ons soos ou vriende verwelkom en hul hartseer en kommer met ons gedeel. Nou breek daai die vleis soos brood in ons borde. Dis 'n intimiteit wat ons nie ken nie. Good. Thank you. Thank you.
Voor ons vertrek en op ons aandrang, wys 'n onwillige Ahmed ons sy Kalashnikov, 'n AK-47. Elke man in elke huishouding het een en is opgelei om dit te gebruik, vertel Sammy. Hulle is bereid om van deur tot deur hul gesinne en Baghdad teen die Amerikaners te verdedig. Tog is Ahmed duidelik nie 'n soldaat nie en met teensin wys hy ons sy vaardigheid met die geweer. Hy het genoeg van oorlog gesien, sê hy. Die lemoene in hul tuin is vol en ryp die tyd van die jaar, maar ons moet aanstoot. Dis Vrydag, moskeedag vir moslems en ons is genooi om die diens by te woon. Die stad is vol moskees. Die een in die Mansour voorstad is een van die grootstes. Dis kerkdag vir die ootmoediges en mense stroom vanuit alle rigtings. Ons is gaste van Mohammed Mahmoud, 'n veteransoldaat, vertroueling van Saddam en 'n gesiene ingenieur in Baghdad. Vandag besoek hy die moskee met sy skoonmoeder en sy 12-jarige seun Osama. Daar is 'n streng dragkode vir vroue. In heilige plekke soos moskees moet die hoof bedek wees. Ouma Mahmoud het vir my 'n kopdoek saamgebring. Sy is 'n klein maar streng vroutjie. Uiteindelik was sy tevrede dat ek skaflik genoeg was om saam met haar die moskee binne te gaan. Moskees is tradisioneel streng geskei. Mans een kant en vroue ander kant. Mohammed en Osama het hul skoene uitgetrek en 'n bidplekkie gaan soek in die vol moskee. Aan die ander kant het die vroue onverpoos gebid, terwyl hul kinders rustig tuis was in die plek van heiligheid. Ek het gewonder of die vroue vir vrede en beskerming bid. Tog het die oop kindergesiggies geen tekens van 'n vrees vir oorlog verraai nie. Was hulle enigstens bewus van dit wat op hulle wag? By die huis het Mohammed se vrou Ragat die gebruikelike Vrydagmaal voorberei. Dit herinner aan ons eie Sondagetes. Die 5-jarige Noor en haar kat het gehelp. Dit was duidelik dat die Mahmoud gesin Saddam en sy regime sonder enige bevraagteken ondersteun het. Die 38-jarige Mohammed is al 2 keer gewond en gevange geneem. Eers tydens die bloedige Iran-Irak-oorlog van die 80er jare en toe weer tydens die Golfoorlog teen Amerika in 1991. Die foto van Saddam vertel ook 'n storie. Ragat staan heel links. Dit was 'n onthaal vir vroue, sê hulle. Tog was hul gasvryheid en openhartigheid opreg. Ons vra het hulle nie ontstel nie. هي تقول احنا صحيح يعني هو ياثر هناك يعني بس شنو تقول لانه هو في الاعلام سياسي نعم سياسي فاحنا نصور خلاف البرنامج الاجتماعي حتى نصل منزل I put a question Ouma Mahmoud was besonder uitgesproke in haar kritiek oor George W. Bush. Hy gee meer vir sy hond om as vir mense, het sy gesê.
Sy het gewens sy kon Amerika toe gaan om Bush keel af te sny. Sy sou haar lewe daarvoor opoffer. Mohammed sin speel daarop dat hulle van plan is om van deur tot deur te veg. Ons sou weet of hy, soos ander mans, ook 'n wapen in die huis het. Hy verduidelik dat dit 'n Russiese Kalashnikov is. Met God se wil is ons gereed vir hulle, sê hy. Yeah, I train and touch my children how they use the weapon and how they can eat a little. We received for 6 months a double ration of foods. All the family, my family. Die oorlog en Saddam word op sy geskuif. Kos is op die tafel. Een ding van die Irakies, hulle hou van goed eet, oorlog of te nie. Ons skep al staande op en bly staan. Hier eet mens op jou voete en met jou hande. Al staande word ons vriende. Yes. بس يعني حاليا هسه حتكون انا يعني علاقه الصداقه يعني يسمونها. So because you are eating with them, there will be happen a relationship, a strong relationship between us, between the two families. That's because we are eating together. We say in our country, if you break bread with another person, you are friends. It's the same as eating. Tog was dit soos 'n laaste avondmaal. Die volgende dag moes ons vertrek. Toe ons groet het Mohammed buite hoorafstand van sy gesin vir 'n kopie van die program gevra. Dis vir sy familie, het hy gesê, sodat hulle hom kan onthou as hy dit nie deur hierdie oorlog maak nie. Sonder dat enigiemand van ons dit besef het, was dit die laaste Sabbatsmaal vir die Mahmoud gesin, voordat hulle lewens onherroepelik sou verander. Terwyl ons hier was ons deurgangs bewus van die dreigende oorlog. En ten spyte van die oënskynlike normaliteit en almal se vriendelikheid, kon jy die spanning met 'n mes sny. Ons geld en tyd in Baghdad het uitgeloop. Ons vertrek met die wete dat die bomme enige tyd op hierdie stad kan begin val. En Baghdad wag. Ons het Baghdad verlaat, 'n paar dae voor die grootste bomaanval op enige stad sedert die Tweede Wêreldoorlog. Op pad Jordanië toe lei ons Palestynse taksibestuurder se selfoon. Bush gaan Irak oor 2 ure inval, sê hy. Ons jaag deur die woestyn. Hisham bel Baghdad. Baghdad se lyne is dood. Hy soek na nuus op die radio en verduidelik met sy hande. Almal hou asem op. المحاذير الاجتماعية والبيئية in Iraq. Bush, yes, in Iraq. 2 hours. Television, Jazeera speak, CNN speak, Arabiya speak, NBC speak in Bush, Iraq. Dis 'n vals alarm. Een van baie wat sou volg. Die spanning in die Midde-Ooste is op breekpunt. Ons voel soos weglopers. Totsiens en pas julleself op, klink soos leë woorde. The White House has said that even if Saddam Hussein abides by President Bush's ultimatum to leave Iraq within 48 hours, American-led forces will enter the country and search for weapons of mass destruction. His comments came as President Bush telephoned Russian and Chinese leaders who've opposed military intervention. Rob Watson reports from Washington. There's now a sense at the White House that war is very close at hand. The White House spokesman Ari Fleischer said Saddam Hussein had made many mistakes before, but his refusal to go into exile would be his last.
Mr. Fleischer made clear that even if the Iraqi leader were to leave, as no one here expects, US troops... Ons het Baghdad verlaat, 'n paar dae voor die grootste bomaanval op enige stad sedert die Tweede Wêreldoorlog. Op pad Jordanië toe lei ons Palestynse taksibestuurder se selfoon. Bush gaan Irak oor 2 ure inval, sê hy. Ons jaag deur die woestyn. Hisham bel Baghdad. Baghdad se lyne is dood. Hy soek nou nuus op die radio en verduidelik met sy hande. Almal asem op. المحاذير الاجتماعية والبيئية in Iraq. Bush, yes, in Iraq. 2 hours. Television, Al Jazeera speak, CNN speak, Arabiya speak, NBC speak in Bush, Iraq. Dis 'n vals alarm. Een van baie wat sou volg. Die spanning in die Midde-Ooste is op breekpunt. Ons voel soos weglopers. Totsiens en pas julleself op, klink soos leë woorde. George W. Bush has just addressed the nation. The White House says US-led forces have launched targeted Tomahawk cruise missile strikes at Iraqi leaders near Baghdad. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted... 21 dae en duisende bomme later val Baghdad saam met Saddam se beeld. Sy tirannie is geskiedenis. Operasie Iraqi Vryheid is die nuwe werklikheid. Amerika is die jongste invaller van Mesopotamië, die hoeveelste bloedbad in 7000 jaar. We expected some resistance coming in here, but there really wasn't that much. So, I feel pretty good. Baghdad het op die 9de April geval, nadat 28.000 bomme in minder as 'n maand op hom gereën het. Die stof het gaan lê en ons het maklik en sonder enige omkoopgeld die keer deur die grenspos gekom. En die Amerikaners was vriendelik en verwelkomend. Maar dit was 'n ander Baghdad wat op ons gewag het, met 'n nuwe spanning in die lug. Ons moes die 1000 kilometer lange pad vanaf Amman na Baghdad ter wille van veiligheid in 'n konvooi aanpak. Die dorpies Ramadi en Fallujah, sowat 80 kilometer buite Baghdad, bied steeds weerstand teen die Amerikaanse besetting. Verkeer tussen Amman en Baghdad is daaglikse teikens vir bendes gewapende rowers. Nader aan Baghdad sien ons die eerste tekens van verwoede gevegte. Stikkende brûe en die uitgebrande skelette van oorlogstuig flits by ons verby. Nie 'n enkele verkeerslig werk nie en daar's kilometerlange petroltoue. In die voorstede stink die strate van opgehoopte vullis. Ons beweeg geskok deur 'n stad wat ons nie herken nie en soek na die Fadal gesin se huis. Shamil Fadal was 'n maand gelede ons bestuurder in Baghdad. Hy sou as soldaat die lughawe moes verdedig het. Gerugte van die baie Irakese soldate wat by die lughawe gesneuwel het, is alom bekend. En ons wonder wat van hom en sy familie geword het. Hallo? 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 Hulle is ongeskonde. Ons gids Mohammed, 'n jarelange vriend van die Fadals, is net so bly om hulle weer te sien. How are you? Oh, fine. And you? How are you? No bomb. House safe. Okay. It's okay. No problem this war. How are you? I'm very good.
It's very good. Very, very good. Very, very good. Now, Saddam, gone. Finish. You happy? Finish. Wait, Saddam, no. I don't know. Ooh. Shamel se pa Daya is vol grappies en bly om ons weer te sien. Kos is op die tafel en oor 'n meer beskeie middagete as met ons eerste besoek, hoor ons hul storie. Shamel en sy broer Ahmed het soos duisende ander soldate besluit om by die huis te bly. Hulle was nie bereid om vir Saddam te sterf nie, sê hulle. Beter nog, Shamel het tydens die oorlog as taksibestuurder vir 'n Portugese nuusspan gewerk. En hy en sy familie het dwars deur die oorlog as gaste van die nuusspan in die Sheraton Hotel gebly. Sy verhaal verduidelik miskien waarom die Amerikaners relatief min weerstand ondervind het in hulle opmars Middestad toe. Baie van Saddam se gevreesde Republikeinse magte het klein koppie getrek en laag gelê. Die Amerikaners het hulle gereed gemaak vir 'n soort Stalingrad beleg, waar hulle van deur tot deur man teen man sou beklei. Dit het nie gebeur nie. Maar Saddam se spesiale Fedayeen-magte het wel fel weerstand gebied. Like when we was coming up to the airport that night, we expected to see a whole lot of stuff. But the Iraqi people being untrained and unwilling to fight somewhat, I guess they were sleeping or something. Verlig dat Shamel en sy familie leef, ry ons na die ryk Mansour gebied toe. Hier woon die ingenieur Mohammed Mahmoud, sy vrou Ragat en hulle 2 kinders. Mohammed was een van Saddam se soldate wat die Amerikaners 'n harde tyd by die lughawe gegee het. Ons kom voor dooiemans deur te staan. Alles is donker. Daar is gomstroke vir beskerming teen glasplinters op die vensters en die lugreëling maak nie 'n geluid nie. Ons het hulle 'n kopie van ons vorige program Baghdad Wag beloof. Vir 'n oomblik teleurgestel. Ons belofte was verniet. Toe hoor ons 'n kar aankom. It's them. Hello. Hello. Oh, it's nice to see you. Oh, hello. I'm happy you are well. How are you? How are you? How are you? How are you? We promised you. Thank you very much. We come all the way Yes. to see if you okay. Alhamdulillah. Was it a hard battle? Like tough? Big battle? Ons gesels soos ou vriende. Maar toe ons Mohammed oor die oorlog uitvra, raak hy ontwykend. Sy rede, hy kan nie so goed onthou nie. Hy het tyd nodig om eers oor die oorlog te dink. You must give me a few minutes to thinking to get my memory. Oh, Yeah. really? Yeah. Again, Onder druk sê hy egter, hy vertrou glad nie hierdie oorlog nie. Hy glo Saddam het met die Amerikaners onderhandel. deal, something deal for the government between US and Iraqi government. Yeah. Ons vra of hy weet waar Saddam nou is. Dis nie belangrik waar Saddam is nie, sê hy. Die punt is, Saddam is nie meer in beheer nie. En ons Irakies is nie gelukkig met die Amerikaners nie. Hulle moet weg. Ons gee hulle net 3 maande, sê hy. Wat dan wou ons weet? Hy voorspel dat die Amerikaners nog baie swaar gaan kry. If the Iraqi situation still no security, no job, no work, no patrol, no etc., I think it's very, very, very bad for the US government and especially for the US Army in Baghdad. How? Why? What's going to happen? He said when the three months finished, I tell you. Op die half onheilspellende noot gaan ons kombuis toe,
waar 'n moe ragat besig is om op eenvoudige gasstoofies tee te bring. Weg is die uitgebreide sabbatsmaal van 'n maand gelede. Die kombuis en sitkamer is donker, kouer. Die Mahmoud-gesin se lewe het radikaal verander. Ons sal nooit werklik weet waardeur hulle die afgelope tyd is nie. Ons drink ons tee, gesels 'n bietjie en groet. Hulle is veilig, maar soos so baie ander Baghdad-families moeg, verward en onseker oor hul toekoms. Dis die eens besige boekmark in die ou Baghdad. 'n Maand gelede het leesgieriges hier bankvas gestaan. Nou lyk dit so. Geweerskote weergalm tussen die geboue. Kinders speel verveeld in die rookwalms van verbrande vullis. En die boekkrakke is leeg. Waar die skaam akteur 'n maand gelede gesit het, is daar nou niemand nie. Ons wonder wat van hom geword het. Ya habibi, ya habibi, Habibi, my geliefde. 'n Onverwagte liefdeslied in die moeilike tye. Ons bestuurder Jalal sing saam. Die lied vul die strate en die restaurante. Dit val soos balsem oor die warm, uitgebrande stad. Shield. It won't let you down. Hi. Hello. Sorry to bother you, dear. Eerste parlementslede afgeneem het. Nou sit 'n uitgebrande dop. Die Amerikaners het oor die algemeen hul bomme netjies en presies geplant en Saddam getref waar dit die seerste maak. Tog het 14 joernaliste, 2 markte en 'n paar woongebiede ook in die slag gebly. Die res van Baghdad is deur die Irakies self verwoes, uitgebrand en geplunder. Mens kan redeneer oor wie die meeste skade gedoen het, die Amerikaners of die mense van Baghdad self. Elke uitgebrande gebou dra die letsels van 'n opgekropte woede, 'n vulkaan wat uitgebars het. 'n Maand gelede was Saddam nog stewig in die saal. Tog kon ons toe gaan waar ons wou, al was ons dopgehou. Daar was 'n reëlmaat, orde, en op die oog af het dinge goed gegaan. Nou dreun tanks deur die strate. En die mense worstel deur verkeersknope en Amerikaanse padblokkades. Ons voertuig is 'n paar keer per dag deursoek. In die strate hang 'n voelbare spanning. Skaars 'n week na die Amerikaanse inval het Irak se olie skielik opgedroog. Het is moeilik om te glo dat dit die hoofstad is van die land met die tweede grootste oliebronne ter wêreld. Want by elke petrolstasie is daar kilometerlange toue van mense wat in die versengende hitte staan en wag om hul petroltanks vol te maak. En hulle mag dalk gelate voorkom, maar die frustrasie loop hoog. Almal wil weet wat het van ons petrol geword. Dit is 50 grade in die son en besig om warmer te word. Hier's 'n pot probleme wat dreig om oor te kook. In die strate word petrol teen trippel die markprys, onwettig maar openlik in plastiekkanne verkoop. Dit verlig die druk. En vir die duisende werklooses van Baghdad is dit 'n manier om brood op die tafel te sit. Dis 'n gevaarlike handel,
Want niemand weet hoeveel water by die petrol gegooi word nie. Ons moes noodgedwonge self aftrek en 'n kans waag op die straatpetrol. Op straathoeke en voorgeboue drom mense saam. Hulle wil hulle werk terug hê. We are here telecommunication office, and here is all the staff of this office. The building has been taken by the American troops, and we are trying to get back this building. Trying to get back to work? To work, yes, here, because you know we cannot work without our offices here. Yes, and are they getting you back into your offices? Yes, they promised us many times, but they didn't get the permission from the authorities there. Die Irakese televisiekompleks is ernstig beskadig tydens die bombardemente. By die nuwe gebou drom joernaliste, regisseurs en administratiewe staf saam op soek na werk en dringende inkomste. Baghdad se polisiediens het saam met Saddam geval. In 'n ernstige poging om wet en orde te herstel, het die Amerikaners te kenne gegee dat hulle 'n nuwe polisiediens wil stig. Een wat die mense kan vertrou. Maar meeste van hierdie mans kom uit die ou bedeling, waar 'n polisieman beslis nie jou vriend was nie. Nou is hulle vasgevang tussen twee wêrelde en gefrustreerd omdat hulle nie kan werk of geld verdien nie. Die polisieman sê die Amerikaners het hom van sy wapens en mag gestroop en nou dra die Alibaba die Kalashnikovs. Toe ons voor die oorlog hier was Baghdad 'n misdaadvrye stad. Ons kon enige tyd, dag of nag, vrylik in die stad rondloop. Vandag is dit presies die teenoorgestelde. Ons het dit nêrens sonder die Kalashnikov in die motor gewaag nie. Want die eeueoue Midde-Oosterse legende van Alibaba en die 40 diewe het 'n gevaarlike werklikheid geword. Almal praat van en waarsku jou teen die Alibaba. Dis 'n mooi naam vir die duisende diewe, rowers, kapers en moordenaars wat vandag Baghdad gevange hou. Die kombinasie van werkloosheid, gebrek aan inkomste, chaos met die brandstof en die feit dat alle strukture soos water en elektrisiteit in duie gestort het totale wetteloosheid en anargie tot gevolg. This for me. For like it. Die Amerikaners het hulle hande vol om die vloedgolf misdaad hok te slaan. Die strate is gevaarlik. Snags klap die skote oor die hele stad ten spyte van die streng aandklokreël. Waar jy jou ook al draai, word daar gesteel of word iemand gevang. Die gevegstroepe wat Baghdad ingeval en oorgeneem het, speel nou polisieman. Dit, sê hulle, was nooit in hulle posbeskrywings genoem nie. Die wetteloosheid het begin toe die mense van Baghdad die strate ingevaar het en die stad stelselmatig begin afbrand het. Regeringsgeboue, staatsinstellings, banke, winkels, alles wat nie gebom is nie, is deur die mense leeggeroof en aan die brand gesteek. Minder as 'n maand gelede het nuusspanne van oor die hele wêreld hier bymekaar gekom. Dis al wat oorgebly het van die Ministerie van Inligting se perskantoor, waar elke joernalis tot $300 'n dag moes opdop. Een Amerikaanse soldaat betrap 'n bende straatrowers, besig om televisiekabels vas te lê. Hy dwing hulle om die donkiekarretjie af te laai voordat hulle op 'n bakkie gelaai word tronk toe. En terwyl hulle wegry, is 'n ander groep bo in die perskantoor aan die plunder. Die een sit met hande geboei, kop onderstebo en wag op Amerikaanse gereg om te geskiet. Ons stop by wat oorgebly het van die hoofkantoor van die Muhabarat, die gevreesde geheime polisie. Ons hoor stemme en 'n geweerskaf.
Onseker oor wat op ons wag, loop ons gids Mohammed vooruit met die Kalashnikov. 'n Groep jeugdiges is besig om 'n transformator te stroop. Ons teenwoordigheid raak hulle glad nie. قاعد نشتغل على باب الله قاعد احنا شركه وماكو شغله نشتغل بيها. He said, you see all the small teams, they are my friend, and they share all the things, So to when bring do it they out. sell it? Are they going to sell it? You can say that, yeah. So at the market? Sure. Meters koperdraad word met moeite uitgetrek en opgerol. Dis kos op die tafel, sê die nie amptelike woordvoerder. Ons los die groepie Alibabas en ry mark toe om te gaan kyk waar hulle die gesteelde goed verkoop. Die pistool gaan saam. Mohammed is versigtig. Met die uitklimslag sien ons kantoorstoele, telefone, rekenaars en kabels. 'n Skugtersmous, brandslange en elektriese motors. Selfs die hospitaal het onder die Alibaba deurgeloop. Hier word druksake gedoen in beddens en ander chirurgiese meubels. Almal is geraak. Tot die geestesversteurdes in die buitewyke van die stad was nie die opportunistiese Alibaba gespaar nie. They started stealing the fans and the beds and the blankets, pillows, televisions, the other electric equipments, and the medicine, and our official files. Die inrigting, een van net 'n paar in Baghdad, word al 3 jaar deur die internasionale Rooikruis bestuur. Can I pray in front of you? Yes. I'm a Christian, and I'm Saint Peter and Saint. But I bear all these sisters who treat me not good treatment. Okay? لا قصرت ولا بدون شقاية مال. معاه سالني كانوا لبناني ولا فلسطيني ولا سالوني هو عملوا تلبيه ولا فلسطيني ولا عرب. ما بني على. 'n Maand na die oorlog wil dit voorkom asof operasie Iraqi Vryheid besig is om te faal. Almal in Baghdad vra dieselfde vraag. Waar is die wet en orde? Elektrisiteit, petrol en werk. Ons het besluit om 'n dag saam met 'n eenheid van die Amerikaanse besettingsmag deur te bring om te kyk of hulle besig is om iets omtrent die saak te doen. Die temperatuur is in die hoë 40s en die Humvees, soos hierdie voertuie genoem word, is soos bakoonde. Die soldate beweeg rond in volle oorlogsmondering. Hoe hulle dit hou, weet ons nie. Thanks. Can you just explain, what are you guys doing? What's happening here at the moment? Okay, basically what we're doing is a show of force, pretty much, to let the people know that we're here and we're trying to secure the area from looters and thieves and so forth. We're trying to form relations with the people to let them know that we're not here to harm them, to help them. Pretty much, that's it. And their reaction? How do you find the people react towards you? They like us. Don't you like us? Hey! You like the army? Yes, yes, yes. Why? Yes. خوش ولد. They say they are good guys. They get rid of Saddam. They because of their force. Die Amerikaanse teenwoordigheid is 'n warm onderwerp in die strate van Baghdad. Geen 2 mense stem saam nie. Binne minute het ons 'n herrie op ons hande.
Okay, why? ليش؟ كل كهرباء ماكو. احسن من صدام. حتى لو كهرباء ماكو ما يخالف، مو مشكله نتحمل. ما يخالف، شوي اعلامكم شوي على كيفكم. لا بس اصبر لي على كيفكم خويا. بس لحظه. They are better than Saddam. We live in an era is better than Saddam era. This happens all the time. The minute you take out a camera, we know. Yes. Oh, it's without the camera. Oh, okay. We made a mistake of giving the kids candy one day. Just got crazy. Nou dat die Amerikaners die oorlog gewen en die stad beset het, kom die moeilike deel. Om die vrede te wen. En daarmee saam die harte en die aanvaarding van die plaaslike bevolking. Oorlog kan hierdie soldate maak, dis gewis. Maar vir vrede maak is hulle nie eintlik opgelei nie. Nou loop hulle tot die tande toe gewapen en waai glimlaggend en onhandig vir die hordes kinders wat om hulle saamdrom. Terwyl gevoelens teenoor die Amerikaanse soldate oploop, probeer hulle hard om die rol van die vriendelike besetter te speel. 'n Oomie stop sergeant William Thomas in die straat en gee hom 'n paar foto's van hom en sy span. Why? He gave him a photograph? Why? Why? تقول ليش انطيتهم صوره للجيش؟ Because I like USA Army. You like the US Army? Why? ليش؟ لأنه وعدهم صراحة غير. أولاً جايين تحريرنا إحنا. They say they come here to liberate us. ثانياً خلصونا من كابوس مظلم. They make us get rid of from a nightmare named Saddam. اللي هم البعثية. The Ba'thiyan. بعدين الشعب. Nou, Toyota, fantastische aanbod. Jy betaal. Die vernietiging en verval slaan ons asems weg. Die plunder van Baghdad was glo deel van Saddam se naoorlogse strategie, sê 'n geheime verslag wat in rommel gevind is. Volgens die verslag was daar 'n opdrag dat alle water- en kraginstallasies gesaboteer en alle regeringsgeboue afgebrand moet word. Die Amerikaners sou dan die blame kry vir die chaos. Maar nou lê die Irakies self daaronder. Tog is daar duidelike tekens dat die gerugte van 'n geheime verslag waar kan wees. Die negatiewe gevoelens teenoor die Amerikaners styg saam met die temperatuur en hulle word inderdaad vir alles blameer. Die soldate patrolleer die strate om die plaaslike inwoners die gevoel te gee Amerika doen iets aan die chaos en werkloosheid. Of dit werk, weet ons nie, want daagliks sterf daar soldate op patrollies soos die. Meer as 30 tot op hede. Elkeen is op sy hoede. Saddam het kort voor die oorlog duisende misdadigers vrygelaat en meer as 200 gevaarlike kranksinniges het tydens die ergste bombardemente uit inrigtings ontsnap. Because there's still opposing forces out there still trying to kill us. So in war, they're trying to find them every day, every night. You know, we come across people with AKs all the time, selling ammo. We're trying to, get all these people out and about, and we're catching a lot of people. So, but there's still a lot of people out there. Ons ondersoek een van die baie uitgebrande geboue, 'n berugte skuilplek vir die meer gevaarlike Alibaba-tipes. Om hulle uit hulle skuilplekke te verdryf, word 'n rookbom of 'n handgranaat gebruik. Die soldate spog dat hulle in minder as 'n maand die buurt skoongemaak het. Die ergste Alibabas sit nou agter tralies.
Paar minute later loop 'n gewone plakker hom vas teen die soldate. Hy word hardhandig rondgegooi. Die scouts, soos hulle genoem word, ontdek 'n tweede hawelose en besluit om die gebou te deursoek. Dis 'n gewone bank, kaal gestroop en verbrand deur die Alibaba. Die sinnelose verwoesting is onbeskryflik. Mens trap op glas en dokumente. Jare se lewensrekords lê in flarde. Wat gesteel kon word is weg. Die res is verbrand of net so gelos. Mens wonder wie hiervoor gaan betaal en of hierdie mense ooit hul lewens en hul wêreld sal kan herbou. He lowers his hands on a butt stroking. Op die grondvloer bewerk die soldate een van die plakkers. Hulle soek vir weggesteekte wapens, maar kry niks behalwe 'n bietjie geld wat hy in sy onderbroek weggesteek het as beskerming teen die Alibaba. Net soos ons kan die Amerikaanse soldate nie hulle werk doen sonder vertalers of gidse nie. Ons vra hulle vertaler Ali of hy nie soos 'n verraaier voel nie. Isn't that difficult? Yeah, it's a little difficult, but the bad guys should be busted. You know what I mean? It's really hard for me when I saw Iraqi people get beaten, but only the bad guys deserve it. You know what I mean? Die hitte raak onuithoubaar. Die soldate besluit om 'n breek te vat, terug basis toe, waar ons 'n kans kry om te hoor hoe hulle oor hulle vredesrol voel. Very difficult at times because you had the wartime mentality, and you have to pause, assess the whole situation, and come up with a good solution that's good for everyone. Because you don't want to destroy relations that you've created. They didn't have anybody who could get here fast enough to start doing the peacekeeping missions, so that's why they just switched us from doing the combat missions to the peacekeeping missions. It's been a learning lesson every day. We weren't, I personally wasn't trained on peacekeeping missions. Not everybody's carrying a gun anymore, so now we just handle the people that are carrying guns. Dis tyd vir die nagskof. In 'n poging om die toenemende misdaad te bekamp, het die Amerikaners 'n aandklokreël ingestel. Tussen 10:00 die aand en 6:00 die oggend mag niemand op straat wees nie. Ons ry sonder ligte. Nagvisie toerusting help die soldate om te sien. 2 verdagtes word voorgekeer en met mag op die grond gegooi. Hulle is net nog 2 haweloses. Maar is moeilik om tussen onskuldige plakkers en gevaarlike Alibabas in die nag te onderskei. Dis 'n maand na die oorlog en die soldate vat nie kansse nie. I'm going to go down there, I'm going to come back. You better be gone, okay? Don't be here, okay? Yeah. Hey, go find some other place to sleep, okay? Go now, go. Ista. Ista. Go. Thank you. Go. What you crying for? Come here. Hey. What you crying for? I
I understand. Yes, I understand. Okay. It's okay. Just go sleep somewhere else. Okay, so you're homeless. You don't have a home? No home? Die huilende ouetjies kry hulle skrobbering en word losgelaat met 'n waarskuwing. 'n Lang nag lê nog voor. Ons beweeg te voet deur 'n donker woonbuurt en maak die fout om die kamera se lig aan te skakel. Turn the light up. Vir 'n oomblik is die soldate 'n oop teiken. Om ons weer galm die nag van geweerskote. Hallo. Ons kom op 'n familie af wat met behulp van hul motor se koplampe hul elektrisiteit probeer herstel. We're trying to get that fixed. Okay, okay. Y'all have a good night. Good night. Hey. Hey. What are you doing sitting in your car? You going anywhere? Mind if I check your car? I want to check his car. What is he doing sitting in his car? Ask him. His home? What is he doing sitting in his car? What is he doing sitting in his car? Ask him. Light. Oh, he just want light? Okay. Okay, I don't want to see this car move tonight, okay? No driving, okay? No. 'n Skoot klap in die donker naby ons, te naby. Die groep sprei vinnig uit om te kyk wat aangaan. Oomblikke later ontdek ons 'n slapende man in sy bakkie en die soldate konfiskeer sy Kalashnikov. Ons het nooit vasgestel wie geskiet het nie. Nie ver van ons af nie onderskep die scout se motor. Get your hands up. Get your hands up. Hulle pluk die insittendes uit. Get over here. Get on the ground. Get on the ground. Get your fucking hands up. Get your fucking hands up. Yeah, yeah. What are you doing? What are you doing? Hey, this guy's got like a doctor's note. Iemand wys 'n doktersbrief en verduidelik dat dit 'n noodsituasie is. You going to the hospital? You going? This house, inside. This house. Inside. Inside where? There? Hey, yes. You coming from hospital? You? Hey, put your hands up. Put your hands up. Okay. Okay. Hold that. Put your hands up. No. Down. No. Any, Very good. No Liz, problem. any weapons in your car? No. None? Die kar word deursoek vir wapens en die soldate laat die geskokte mense gaan. Deur die hele operasie is ons bewus van die taalprobleem. Engels werk nie. Die Irakies praat of verstaan dit nie. Dis die taal van die besettingsmag, hul wapens en geweld. Die Amerikaners ken of verstaan ook nie die Irakies nie. Daar's wantroue na albei kante toe. En so gaan dit nag na nag. Geharde en gesoute soldate vang leegleiers, boemelaars, dakloses, klein diewe wat kabels vas lê en hier en daar dalk 'n regte gevaarlike Alibaba. Maar ons kan nie anders as om te voel dis nie hier waar die groot probleem lê nie. Saddam Hussein is nog nie gevang nie en niemand weet of hy dood is of dalk nog lewe nie. Sy skaduwee hang tasbaar oor die donker Bagdad. Hy leef nog beslis in almal se gemoedere en niemand in die stad sal rus voordat hulle nie weet wat van hom geword het nie. Intussen groei die spanning tussen die Irakies en die Amerikaanse soldate. The war is not over in the long run because we always still have enemy out there. But the major war, I'd have to say, is over with. Now we just have, these small pockets of resistance. Daar's tans meer as 'n half miljoen Suid-Afrikaners in Londen, waarvan die meerderheid jong Maniak. Hy was ydel, koelbloedig, geldgierig en selfsugtig. Sy moslim-ootmoedigheid net 'n politieke skyn. Hy het lekker gedrink en oral in Bagdad liefdesnessies gehad. As hy volgens streng Sharia-wette veroordeel moes word, was beide sy hande al afgekap vir diefstal en sy kop sou gewaai het weens egbreuk. Maar die vraag bly,
of hy lewensgevaarlike wapens vervaardig het wat Amerika en Brittanje binne 45 minute kon bedreig. Daarvan het ons geen teken gesien nie. Terwyl Saddam se beelde almal geval het een monstermonument vir hom bly staan. Dis die People's Palace, soos hy ironies genoeg bekend staan, wat gebou is met geld wat vir die olie, verkos en medisyne projek bedoel was. Dis 'n uitgestrekte gebou van oor die 230 vertrekke, die een meer luks as die ander. Nou, in 'n ironiese ommeswaai, is dit die hoofkwartier van die Amerikaanse besettingsmagte. Vandag sit soldate op die fluweelbankstelle in werk. We're going to head down this way. This is where, coming up here is where Saddam ate all his, some of his mills at. So we're going to go up, see, right now the Americans use it as a chow hall. So we're going to show you exactly where the biggest table in Iraq is. So, and it is big. Yeah, right. If you look up, you can see even some more of the more intricacies and detail in the ceiling right now. Really deep, big stuff. Now, this is the table. If you get stuck on the inside of the table, you have to walk around the table, and it'll take you about 3-4 minutes if you walk the wrong way, because it goes around the whole perimeter of the room. Dis een van baie badkamers in die paleis met goudbeslaande krane. Ons wou van ons gids Mohammed weet wat hy dink. Hy was sprakeloos. En die baie goud in amper elke vertrek is genoeg om enigiemand se asem weg te slaan. En alles wat na goud lyk, is inderdaad goud. Rooi goud, wit goud, geel goud. En so tussen alles ingeweef is Saddam se voorletters. Langs die paleis is Baghdad se dieretuin. Hey, you beautiful thing. Die dieretuin was 'n frontlinie, met tanks, bomme wat geval het en koels wat rondgevlieg het. Hier het aangrypende tonele tussen die vreesbevange diere afgespeel. Baie van die hokke is tydens die gevegte oopgeruk. Van die diere wat nie reeds dood was nie, het in angs probeer ontsnap en is geskiet. Die Irakies het die meer makkes, soos bokke en voëls, gevang en geëet. Dis hier waar ons die Suid-Afrikaner Lawrence Anson raak geloop het. Hy is van Tula Wildreservaat in KwaZulu-Natal dringend deur die Amerikaners ontbied om die oorblywende diere en die dieretuin van Baghdad te kom red. Some of the bombs in the initial bombing campaign hit the zoo directly and animals were killed at that time. But when the first American tanks came into the city, the zoo is right next door to the street with the crossed swords. It's right in the heart of the city. And I'm told there was a battle, 36 American tanks, and the Iraqis were dug into these positions. In the park and the zoo, they had artillery, they were dug in, and a huge battle took place right here, right through the zoo, in amongst the cages that were shooting and fighting and killing each other. Many cages were hit with tank fire and artillery fire, mortar fire, we think, as well. And man, the animals were subject to a terrible situation, which is a war going on outside their cages, right through their cages. Die diere wat oorleef het, is almal aan hulle lot oorgelaat. Weke lank was daar geen water of kos vir die verskeie leeu's, die Bengaalse tier of die wolwe nie. Ook nie vir Kusai Saddam se makluiperds nie. Toe die Amerikaanse troepe op die diere afgekom het, het hulle van die leeu's en ander diere wat op hulle laaste bene was, geskiet. Intussen is 'n paar maarzebras en donkies geslag om die oorblywende leeu's en die groepie welpies te kon red. These ones came from Uday Hussein's personal cheetahs. These are brought across from the palace as well. They were in with the lions as well. And they're absolutely beautiful. The one was injured in its back right leg. We have treated the injury twice now. It was an external injury, so it's something we could deal with. But they're beautiful cats. You just can't have them in a facility like this, though. You know, we have to get a lot of space for these animals. Die hartseerste storie is die van 'n bruin beer in 'n hok wat vir 'n Russiese skaaphond bedoel is. Heeltemal blind en rasend van vrees, moes sy dae en nagte lank die hel van die gevegte in en om die dieretuin
in haar betontronk deurmaak. In angs en verwardheid het sy haarself ernstig beseer. Die toneel was genoeg om geharde gevegstroepe te skok. In die versengende hitte probeer sy 'n bietjie afkoel, maar die baadjie is te klein. Lawrence glo egter dat dit binnekort beter sal gaan met haar. We have somebody who wants to take her to Switzerland and give her the operation and put her into a sanctuary in Switzerland. Die verlies aan diere en infrastruktuur was katastrofies. Maar volgens Lawrence kan Baghdad se dieretuin gered word. We can connect the zoo in with the international community. The grounds are here. It's just an extension of fences. They've got hundreds and hundreds of hectares here that can be used to give huge cages and bring the zoo right into modern times. You know, she could have 10 hectares without any problem. And it's not a lot of money. It just needs the donations and people who care to help with that. Volgens Amerikaanse statistiek het sowat 3500 burgerlike Irakies in die oorlog gesterf. Die wat oorleef het, sukkel sonder die basiese lewensbehoeftes. Hul grootste stryd is om nou hul lewens te herbou. Die euforia van bevryding het plek gemaak vir 'n broeiende onrus. Selfs die mense wat in die geheim die Amerikaanse inval ondersteun het, voel ontnigter en teleurgesteld. Een van hulle is Abu Sara, 'n skrywer, vertaler en historikus. Na ons vorige program, toe hy ons vertel het van Irak se lang geskiedenis, het ons besluit om Abu Sara weer op te soek. Ons vind hom in dieselfde teekamer as 'n maand gelede. Man? Yes. Are you safe? Are you safe? Die krag is alweer af en die hitte ondraaglik. Boonop kry ons die gebruikelike warm tee, die Irakese simbool vir gasvryheid. Abu Sara was altyd 'n groot bewonderaar van Amerika en alles wat Amerikaans is. Ons het verwag dat veral hy sou bly wees oor die nuwe Irak. Believe me, I don't know how to answer you because it is not better and it is not worse. Look, America, to me, this is a personal thing, not including people there. Even if Mr. Bush is going to see me speaking now, I don't care. But after maybe all my life, I was so in love with America, personally, because my education, my learning, my mind is American way, okay? After they came here, after 40 or 50 days of suffering, sometimes we see them more harsh than even Saddam Hussein, you know? They are very professional, they are so strong, they are so powerful in destroying armies. Okay, I confess of that, okay? But in ruling or administration of a country, they are a very professional failures. The day before yesterday, for the first time in my life, two young, crazy people in the 30s of their age suddenly appeared from an avenue and put their guns in my belly, and they asked me to give them they thought that I am carrying money. After they saw that they are books, they are not money, they left me and cursed me a lot. They wanted my books as if my books are money. In the time of Saddam Hussein, this never happened. 35 cases now in last 10 days, 35 cases of abduction of girls in the middle of the street happened.
In the time of Saddam Hussein, this never happened. In die versengende hitte en tussen die verkeerschaos deur, loop die gemoedere hoog. Protesoptogte vul die strate. Dis duidelik dat Amerika beheer verloor het oor die vredesproses. Tog wil hy 'n demokratiese regering vir Irak hê. Hy is bang vir 'n teokrasie, 'n regering waar die godsdienstleiers in beheer is, soos in Irak se buurland Iran. 2/3 van die Irakse bevolking is Shia moslems. Hulle leier is die voormalige bandeling Ayatollah Hakim. As leier van die meerderheidsgroep wil hy 'n regering van godsdienstleiers hê. En dit stuur op konfrontasie af. The America promised the Iraq's people about the freedom and the liberation. Now we are taking the liberation, but there is no freedom. You see, there is no freedom. Baghdad is 'n stad in wroeging. Die mense is diep teleurgesteld aan die sogenaamde vryheid en daar is al reeds 'n verlange na die geordende lewe onder Saddam. Die Amerikaanse besettingsmag is onder geweldige druk. Die oorlog het 'n gevaarlike vakuum geskep. Baghdad lê stil en stikkend, met smeulende emosies. Maar ten spyte van hulle omgekeerde wêreld, maak die trauma van die oorlog stadig aan plek vir die vertroue in gewone dinge. Die stad mag vernietig wees, maar vir die mense gaan die lewe aan. Hier en daar, in die glimlag van 'n bruid of in die woorde van 'n liefdeslied, is tekens van hoop. Ya habibi, ya habibi, ya habibi, الليل والسماء ونجومه قمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا يا حبيبي يا حبيبي